Goeienaand en welkom by Woord en Boekrol. Hier is 'n opvolg op die vorige episode van tradisievervulling wat Jesus doen in die huwelik. Nou vanaand wil ek graag gesels oor die tweede beker uit Getsemane. En dit is nou opvolg waar my vorige video's, as jy graag daarna wil kyk eers, gepraat het van die bruidegom wat die verlovingsbeker vat en dit is die nagmaal en dan ook deur die gangpaadjie stap wat interessant is. Party mense weet nie van dit nie. Die bloedpad wat 'n gangpad is. Nou hierdie beker is die tweede beker. Met die nagmaalbeker wat die eerste beker is, het Jesus in Matteus 26 vers 29 gesê dat hy nie weer daardie beker sal neem totdat hy in die koninkryk van sy Vader dit saam met die bruid sal neem nie. Nou wat word bedoel met dit teenoor die beker van Getsemane? Sien, in Getsemane het Jesus gebid en gesê dat laat hierdie beker by my verbygaan. Nou, daar is baie dinge wat gesê kan word rondom hierdie beker, dat hy het geweet wat voor lê en hy het vrees gehad dalk in sy hart, of gesien dat die martelingsproses so erg gaan wees dat hy eintlik dit wou laat verbygaan. Maar die groot ding is dat God is nie 'n God van vrees nie. En God het altyd 'n plan. Nou wat sou Jesus bedoel het met hierdie beker wat moet verbygaan? Want as 'n mens dink, Jesus het homself aan die einde van die dag laat oorlewer om gekruisig te word, dan maak dit nie regtig sin hoekom hy sou sê hy wil nie die beker neem nie, reg? Nou, kom ons kyk 'n bietjie dieper. Wanneer ons kyk na die eerste beker wat die Kedoshim beker is, wat 'n verbond is vir 'n verlovingsproses, dan die tweede beker sê vir ons 'n ander boodskap. Dit is nie 'n verlovingsbeker nie, maar dit is 'n beker wat gedrink word wanneer die paartjies nou deur die gangpad geloop het en tot onder die koepeltjie gekom het waar hulle dan die beloftes aflê vir die troue. Nou, party het al die gangpaadjie gestap en daar voor gekom, en soos wat ek al voorheen verduidelik het, is dit ook waar die ketubah gelees word in die antieke tradisie. Nou, 'n ketubah is die huwelikskontrak. Glad nie soos vandag se huwelikskontrakte nie natuurlik. Die huwelikskontrak het bestaan uit beloftes wat die bruidegom neerskryf, en al daardie beloftes kan die bruid dus verwag moet gebeur in haar lewe. En enige tyd kan sy sê, ek wil hê jy moet dit vir my doen en ek wil hê jy moet dit vir my doen, want dit staan op die ketubah, die huwelikskontrak. Daar is een spasietjie wel onderaan 'n huwelikskontrak in die antieke tyd op die ketubah waar die bruid moes teken. En daai belofte was egter net dat sy beloof om getrou te bly en eerbaar te bly aan haar man, met liefde in haar hart vir hom. Nou, wanneer hulle onder die koepeltjie gestaan het, en as jy na my vorige video gekyk het, sou jy gesien het, ek verduidelik van die sukkah. Nou, in die antieke taal is die koepeltjie genoem 'n sukkah. 'n Sukkah is ook waar Moses byvoorbeeld weggesit is in die rots toe God verby hom gestap het. En dit is wanneer God jou toemaak, wanneer daar iets plaasvind, iets heiligs plaasvind. En 'n mens kan altyd volgens die woord ook sien dat vele kere van die Sukkotfees waar 'n sukkah gebou was, was God teenwoordig gewees en was hy daar in sy volle glorie betrokke gewees. Asof dit eintlik 'n belofte vanaf die Ou Testament alreeds is, dat wanneer die hittefees gebeur, dit is nou Sukkot, wanneer die koepel gebou word waaronder hulle die fees sou hou, die belofte sou wees, soos met die tabernakel van Moses in die antieke tyd, dat God se teenwoordigheid daar sal wees. So kan ons ook sien dat die belofte vanaf die tabernakel, volgens Johannes wat sê, en hy het kom tabernakel tussen ons as mens. Dit is ook wat sukkah beteken. Nou, wanneer hulle onder die koepeltjie sou staan,
en onder hierdie soeka die belofte aflê, kan 'n mens weet dat God is in sy volle glorie teenwoordig vir hierdie belofte. Maar iets heiligs gebeur wanneer hulle onder die koepel staan en die ketubah, wat die huwelikskontrak is, word gelees. Dan word daar weer 'n beker wyn geskink. Nou hierdie beker wyn word geskink deur die Vader. En wanneer die beker wyn geskink word, is dit nie hierdie keer soos met die verloving, die bruid het eers gesluk met die verloving nie. Nou is dit die bruidegom wat eers moet sluk. Vir die rede dat die ketubah, huwelikskontrak, juis al die beloftes op het wat hy moet vervul. En dus beloof hy in sy eerbaarheid om hierdie beloftes te vervul. Nou, wanneer hy sluk, sluk hy eerste aan hierdie beker. En dan sluk die bruid hierdie beker. Dan is die huwelik vasgemaak in die antieke tyd. So kom ons gaan 'n bietjie terug nou weer na Getsemane toe. Toe Jesus gesê het, laat hierdie beker by my verbygaan. En ons sien 'n ander prentjie wat ook afspeel in hierdie proses. Nou, 'n voorbeeld van dit kan ons sien in die boek van Hosea. Die wat weet, Hosea het 'n opdrag gekry van God om 'n bruid te gaan vat wat eintlik 'n meisie was wat vrylik onder mans beweeg het. Nou, hy moes haar vat as vrou en haar trou. En terwyl sy in die nag uitgaan en hy haar kinders grootmaak, moes hy haar elke keer gaan haal en lief hê asof sy eerbaar gebly het. Nou dis 'n swaar ding om deur te gaan, reg? Watter man wil tog so 'n vrou trou? Nou Gomer is 'n voorbeeld in die boek van Hosea van die bruid, wat verlore geraak het sins die tydperk van Eva in haar sondeval. En Adam, wat uitgegooi is uit die tuin van Eden uit, het hulle van daar af tot nou toe in ons geslag elke dag sondig ons wel. En Jesus moes ons trou. Nou die troubeker is die beker in Getsemane. Waarom sou Jesus gevra het dat dit verbygaan? Wou hy dan nie die bruid trou nie? Nee, glad nie reg nie. Jesus wou baie graag die bruid trou. Maar as jy in my vorige video sou kyk, praat ek ook van die mikwe bad. In die voorbereidingsproses waardeur 'n bruid moes gaan om eerbaar en getrou voor te kom volgens die diensmeisies se woorde aan die Vader. Nou, die groot ding is dat die tydperk toe Jesus in die tuin van Getsemane die beker moes neem om haar te trou, was sy nog nie deur die mikwe bad nie. Sy was nog nie gedoop nie. Sy het nog nie getrou gesê, ek aanvaar hom as my man en ek was myself skoon nie. Sy was nog nie voor deur die bloedbad onder die koepel nie, gereed om te trou nie. En die diensmeisie sou ook nie kon sê dat sy het 'n getroue pad gestap nie, reg? As ons nou mooi dink, ons as mens sondig elke dag nog, maar wanneer ons onthou van ons bruidegom en ons kom tot bekering, dan gaan ons deur die proses van doop, die mikwe bad. En dan die gees wat agtergebly het, wat ons lei soos die diensmeisies, kan dan as 'n witness staan en sê, sy het deur die bad gegaan, sy is suiwer skoon gewas, deur die water en die bloed van Jesus wat gestort is. Nou, op die tydperk toe Jesus gesê het, laat hierdie beker by my verbygaan, kan 'n mens sien dat die gedagte was eintlik gewees, dat Jesus graag eerder haar sou wou trou, terwyl sy skoon is, na die bad, na die diensmeisies kon staan en sê, sy is suiwer. Maar die Vader het 'n plan gehad, want hy het gesien dat sy is swak, in haar hart gaan sy nog steeds sonde doen. En dus was die genadeproses so groot eintlik, dat hy vir Jesus gesê het, nee, jy trou haar nou, trou haar, sluk die beker, soos wat Hosea moes doen vir Gomer. En elke dag dan gaan haal jy haar, tot die dag wat sy deur die bad gaan, en suiwer skoon voor jou kan staan. Nou wanneer sal die bruid die tweede beker se sluk neem, reg?
dit is wat ons sien in Matteus 26 vers 29, is waar ons dit by die Vader saam met hom die tweede beker sal sluk. Nou intussen, wanneer jy tot bekering gekom het en deur die dooppad gegaan het, kan jy verseker weet, jy sal daardie beker sluk. Maar ook kan 'n mens weet dat Jesus het jou reeds getrou uit groot genade en liefde opoffering van sy eie vlees. En ook kan 'n mens dink wat 'n proses dit moes gewees het om 'n bruid te trou wat haarself oorgee aan die wêreld elke dag. Tog gaan haal hy haar uit liefde en vat haar terug met al die liefde in sy hart elke dag. Nou, hierdie wingerd en die bloed wat ons skoon was, is ook iets wat ons kan sien wat voorbereiding gehad het vanuit die Ou Testament. Ons lees van hierdie wynstok vir die beker wat Jesus moes sluk vir die verloving, vir ons en in die tuin van Getsemane. En wat eintlik baie interessant is, as ons in Psalm 80 lees, dan lees ons van die wingerdstok wat uit Egipte gevat is, al die pad, saam met die slawerny tydperk, waar hy geplant was in slawerny en vrygebring is om vryheid te bring. Ons kan ook sien dat hierdie wingerdstok wat Moses hulle uit die Egipte tydperk uitgevat het deur die woestyn, het ook al sy eerste wonderwerk gedoen. Net soos wat Jesus in Johannes 15 vers 1 tot 7 water in wyn verander, die wag in belofte en lyding en blydskap, sien ons ook in Psalm 80 se beskrywing van die wingerdstok wat uit Egipte kom. Nou Egipte se Hebreëse naam in daai tydperk wat hulle uitkom, noem jy Mitsraim. Nou Mitsraim beteken nou plekke. En dit kom ooreen met Hosea se vrou Gomer, wat in nou gangetjies gaan staan het om ander mans te behaag. Net soos wat die bruid doen om terug te gaan na die kleipotte van Egipte waar sy in nou uitstaan. Nou Mitsraim wat beteken nou plekke is juis waar die lam se bloed aan die deurkosyne gesmeer is en hierdie wingerdstok is uit saam met die volk gelei. Een belangrike ding wat ons kan sien wel is dat met die trek deur die woestyn het hulle op 'n plek gekom met water wat bitter was, die waters van Mara. Nou, as jy een van my ander video's sal kyk, sal jy sien die verduideliking waar ek praat van die parel en die trane. Kyk gerus daarna, daar verduidelik ek mooi van Mara en dan gaan jy ook hierdie baie beter verstaan. Nou, die bitterheid van trane verander hy in parels. En dit sien ons deur die wingerdstok wat Moses uit Egipte gebring het, deur dit op die Mara water te gooi en dit het soet geraak vir die volk om te drink. Net soos wat Johannes sê, water in wyn en die bitterheid na soetheid. Nou, die wingerd word ook in die woord deur die Vader self versorg. En ons kan sien dat die wingerd wat versorg word deur die Vader, sy lewende water wat die wingerd versorg, kan ons ook in dieselfde skrifgedeelte lees dat ons die lote is wat uit die wingerdstok loop. Nou, Jesus sê, wie van die water drink, sal nooit weer dors hê nie. Wat se water is dit? Dit is die water wat die wingerdstok voed, deur die Vader wat die wingerd self versorg. Jy sien, en dit is nou ook waar water in bloed verander, en ons kan sien, soos die water in wyn, en hierdie bekers wat gevul is met die wyn, is ook dan die refleksie in die nagmaal, die actual bloed wat ons dan drink. Die water maak die wingerd, en die wingerd gee wyn, en dit is waar ons die lewende water nodig het van die Vader, deur die wingerd, maar ook sy bloed, vir die beker van belofte om te trou. Nou, ek hoop dit het julle geseën, en daar gaan nog 'n opvolgvideo wees vir hierdie reeks, juis om seker te maak julle die hele volle prentjie van die tradisievervullings, en so hou dop, druk daai knoppie, dat jy kan notifikasie kry, sodat jy kan sien wanneer ek die volgende ene gaan uitsit, en
Nou ja, ek hoop jy leer iets hier uit en geniet dit saam met my om so te leer uit die woord. Ek gaan ook 'n paar Engelse video's begin maak sodat daar ook verdere volke kan kyk na die woord en verduideliking van die woord. Moet ook nie mis daarop nie, want ek gaan oor goedetjies praat wat soos goue stene uit die Bybel uit sal val. Daai coin wat so van waarde kan wees, wat uit die vis se bek en wat hulle gesoek het en gevind het. Nou, het 'n lekker nag en wees geseënd en ons sien mekaar weer.